Baie welkom by ons diens. Hier is 'n bietjie oor wie ons is en hoe ons glo oor kerk. Ons aanslag lê iewers tussen die Pinkster en Susterskerke. Ons dienste is modern, maar tog behou ons die mooi van die tradisionele en charismatiese bewegings. Ons probeer om dit vir mense wat skepties is oor God of kerk nie moeilik te maak om Jesus te kan ontmoet nie. Ons skep gemaklike omgewings sodat mense oop kan wees om die waarheid van God se woord te verstaan en te ontvang. Ons aanbidding nooi jou uit om God te ontmoet en ons boodskappe is maklik om te verstaan en prakties genoeg om uit te leef. 'n Veilige plek om hom te ken en hom bekend te maak. Ons is besig met 'n reeks wat ons noem beginnersgids om die toekoms te voorspel. Daar's goeders in ons lewens wat 'n aanduider is van hoe ons toekoms lyk. In hierdie reeks kyk ons na van die goeders in ons lewens wat ons omhels, wat ons nee sê en die gewoontes wat ons baie keer in ons lewens inbring, wat grootendeels ons toekoms voorspel. Abraham Lincoln het gesê, as ek 'n boom af gaan kap en ek gee my 6 ure om dit te doen, gaan ek die eerste 4 ure gebruik om my byl skerp te maak. Wat hy daardeur gesê het, is dat hoe ons begin en die fondasies belangrik is nie. Vanoggend wil ek met jou gesels oor die gedagte in hierdie reeks, oor die belangrikheid van fondasies, en die belangrikheid om reg te begin. Sien, as ek en jy oor 2025 dink, as ons dromer 25, en die goeders wat ons wil doen, die goed wat ons bereik, dit wat die Here in ons hart gesit het en gedroom het vir hierdie jaar, is dit belangrik dat ek en jy reg sal begin, en die regte begin met ons die regte fondasies hê. So wat is die goeders wat jy oor droom hierdie jaar? Wat is die goeders wat jy graag in 2025 wil sien in jou lewe? Dink gou net vir 'n oomblik daaraan. Dink aan jou familie, jou finansies, jou verhouding met die Here, jou huwelik. Dink aan die areas in jou lewe. Wat wil jy graag in 2025 in daai areas sien? En dan kom die Here, en ons gaan na die storie kyk vandag, en hy sê, as jy dit wil omhels, as jy dit wil bereik, wil ek dit vir jou gee, maar is dit belangrik dat jy sekere goeders in jou lewe in plek moet sit. Jesus was 'n kenner gewees op alle terreine in die lewe. Hy het die wet geken, hy was 'n kenner op die wet, hy was 'n kenner op die woord, maar hy was ook 'n kenner op die gewone goed van die lewe. Jesus was 'n vakman gewees. Iemand wat met sy hande gewerk het, iemand wat huise gebou het. Hy het verstaan hoe belangrik dit is wanneer jy 'n huis bou, dat die fondasie reg is. So ek wil vanoggend met jou gesels oor die belangrikheid van fondasies wanneer ons drome, wanneer ons kyk na ons jaar en wanneer ons lewens bou. So Jesus, hierdie kenner, hierdie vakman wat geweet het om huise te bou, skryf en sê die volgende in Matteus. Althans Matteus skryf dit die woorde van Jesus en hy sê Matteus 7 vers 24 tot 27 die volgende. Elkeen wat na my woorde luister en daarvolgens handel, is soos 'n verstandige persoon wie sy huis op 'n rots gebou is. Al val daar 'n stort by en al kom die vloedwater af en al woed daar stormwinde teen die huis, sal dit nie in mekaar stort nie, want sy fondament is stewig op die rots vas. Maar elkeen wat na my woorde luister en dit nie doen nie, sal wees soos 'n dwaas wie sy huis op die sand gebou is. Wanneer daar 'n stort by val en die vloedwater afkom en die stormwinde waai, sal daardie huis heeltemal in mekaar stort. So in die tyd van Jesus was die grond waarop hulle gebou het en die omgewing wat hulle was dit baie sanderig gewees. En ook baie keer areas waar mense gebou het hulle altyd gedink oor vinnige flash floods, 'n vloed wat vinnig afkom. So Jesus sê, as 'n kenner is van om huise te bou, dis belangrik dat jy vooruit dink. Dis belangrik dat jy jou fondasies bou op 'n rots, stewig bou net, want as jy dit nie doen nie, gaan jou huis en jou lewe in mekaar val. So Jesus sê dat fondasies is belangrik as ons kyk na ons lewens, as ons kyk na 2025. En in hierdie gedeelte, en dit wat Jesus sê hy 'n paar goed, ons gaan na so 2 of 3 goed kyk wat Jesus sê het, om ons te help, om 2025 te omhels, en die drome wat die Here oor ons het, die planne wat jy het, en die drome wat jy het, ook te omhels, en stewig vas te lê. So Jesus in hierdie storie sê die volgende, hy sê, daar is 2 tipe bouers, en jy moet besluit in die begin van hierdie jaar, watter tipe bouer gaan jy wees. Matteus 7 vers 24 en 26 sê die volgende, therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who builds his house on sand. So Jesus sê, daar's 2 tipe bouers. Daar's 'n wyse bouer en dan's daar 'n dwaase bouer. En Jesus sê, die verskil tussen hulle is dat die wyse bouer bietjie vooruit kyk.
bietjie vooruit beplan, bietjie vooruit sy goeders in plek hou. Terwyl die dwaase ou sommer net dadelik hals oor kop, sommer net 'n huis begin bou, sonder om te kyk waar hy bou, sonder om te kyk die omgewing, sonder om in die sand te kyk net. En Jesus sê dat, luister hierso, as jy soos die dwaase man gaan bou, moet jy weet, gaan jou huis in mekaar val net. Die goeders wat jy in plek val, sal nie hou nie. Waarskynlik sal alles mooi lyk, waarskynlik sal die huis mooi lyk, en sal dit lyk asof alles in plek is. Maar iewerste, omdat die fondasie nie reg is nie, gaan die huis in mekaar val. Die huis van jou huwelik, van jou verhoudings, van om jou kinders groot te maak, van jou eie verhouding met die Here, as die fondasie nie reg is nie. So watter tipe bouer is jy? Is jy 'n wyse bouer? Wat bietjie vooruitdink, kyk waar die huis is, kyk na waar die grond is, of is jy 'n dwaase bouer, wanneer jy kyk na 2025? Dan gaan Jesus verder en hy sê dat dit is belangrik dat ons sal hoor en ook sal luister. En dan sê hy die volgende, in die Message vertaling, dieselfde gedeelte, Matteus 7 vers 24 en 26, die Message sê die volgende, hy sê, "These words I speak to you are not incidental additions to your life, homeowner improvements to your standard of living. They are foundational words, words to build a life on. If you work on these words into your life, you are like a smart carpenter who builds his house on a solid rock." Jesus sê, as jy hierdie fondasie wil bou, is dit belangrik dat jy moet weet, dat jy sal moet luister, en maar ook moet doen het. Die woorde van Jesus, is baie meer net as 'n klomp goedvol woorde wat ek en jy lees om onsself goed te laat voel oor die lewe. Dit is baie meer net as riglyne van hierdie wêreld. Dit is woorde wat waarheid dra, dit is woorde wat krag dra, dit is woorde wat lewe dra. En Jesus sê dat wanneer jy na my woorde luister, wanneer ek vir jou sê hoe om hierdie fondasie te bou, wanneer jy luister en wanneer jy dit doen, sal jou fondasie sterk wees. En ons sukkel baie keer met die twee, is dit nie so nie? Partykeer luister ons glad nie, en ons doen ons eie ding. Ander kere luister ons hoor wat die Here vir ons sê, maar dan doen ons in elk geval ons eie ding. Ons bou ons huis waar ons wil, ons doen ons dinge soos wat ons ding, ons rig ons lewens in soos wat ons dit wil doen, ons werk met ons finansies soos wat ons dink dit reg is, ons werk in ons huwelik met mekaar soos wat ons dink, ons luister, maar ons doen nie. Jesus sê, as jy luister en as jy doen, sal jou huis op 'n stewige fondasie gebou wees. Die woorde van Jesus is kragtige woorde. Dit is woorde wat vir jou wil lewe bring vandag. Maar hier is die belangrike gedeelte wat ek en jy moet weet. Dat wanneer dit so is, moet ons luister en moet ons doen wat die Here vir ons sê. Jesus kom op 'n plek waar hy sê dat, hoekom noem julle my Here, Here? Maar julle doen nie wat ek vir julle sê nie. Geweldige konfronterende stuk in die Bybel. Wanneer Jesus sê, julle sê Here, Here. Julle sê ek is God. Julle sê ek is in beheer van julle lewens. Dan bring ek vir julle woorde wat lewe gee, om julle lewens te rig. Maar dan doen julle dit nie. Hoe kan julle my Here, Here noem? En so maklik doen ons dit, ons almal doen dit. Ons noem hom Here, Here, maar ons bou soos wat ons wil doen. Ons bou wat ons wil. Ons doen ons eie ding. Ons gee nie ag waar die fondasies is en van waarop ons bou nie. Mag jy 'n wyse bouer wees, nie 'n dwaase bouer nie. Mag jy luister en doen. En dan kom Jesus in hierdie storie verder en hy sê 'n stuk wat ons nie altyd van hou wanneer ons dink aan die jaar wat voor lê nie. Hy sê in Matteus 7 vers 25, hy sê wanneer, nie of nie, nie miskien nie, hy sê wanneer die reëns en die storms op julle losbreek. Kom stop net vir 'n oomblik daar. Daai is nie wat ons graag sal wil hoor in die begin van die jaar, wanneer ons kyk en droom oor die nuwe jaar nie. Net ons sal eerder iets anders wil hoor. Ons sal eerder wil Jesus sê, ek gee guns en genade en vrede, en hy gee dit vir ons, maar hy kom en hy herinner ons, wanneer jy oor jou jaar dink, wanneer jy oor 2025 dink, wanneer jy droom, wanneer jy die Here se droom hoor in jou lewe, moet jy weet, daar gaan 'n storm wees. Ons weet nie hoe 2025 gaan uitloop nie. Maar wat ons wel weet, is dat daar gaan goeie oomblikke wees. Daar gaan goeie oomblikke wees, maar daar gaan ook uitdagende oomblikke wees. Daar gaan storms kom, daar gaan reën kom, daar gaan 'n vloed kom. En wanneer dit kom, nie of nie wanneer dit kom, is die belangrike vraag, waar het jy jou huis gebou? Want wanneer jy jou huis gebou het, op 'n plek waar dit sanderig is, as jy jou huis gebou het, sonder om te luister en te doen, sê Jesus die volgende, jou huis sal in mekaar stort. Maar hy gee dan so 'n groot stuk hoop in hierdie gedeelte. Hy sê, maar wanneer jou lewe gebou is op hom, op die rots, wat nooit kan pad gee nie, sal jou huis staande bly. So, gehoorsaamheid is belangrik in hierdie jaar.
om die huis reg te bou. So ek wil afsluit vanoggend en ek wil jou herinner dat as jy oor 2025 dink oor die fasette van jou lewe, as jy bietjie daaroor dink vandag, die wonderlike goeders wat jy graag wil sien in hierdie jaar, droom die Here dit saam met jou. Wil die Here wonderlike goed sien in jou lewe. Maar dan kom hy en hy sê vir jou in die beginnersgids om jou toekoms te voorspel, dat vir jou om dit te omhels, moet jy 'n fondasie hê, 'n fondasie wat sterk is. So wees 'n wyse bouer, luister en doen, en dan weet dat daar 'n storm gaan wees. Maar wanneer die storm daar is en jou huis is gebou op die rots wat ewig staan, sal daar hoop en sal 'n antwoord wees en sal jou huis nie in mekaar val nie. Mag jy in hierdie oggend die droom omhels vir die Here vir jou vir 2025. Mag jou fondasies diep in hom gewortel wees. Mag jy omhels vir die Here vir jou storie. Kom ons gaan saam bid. Here, dankie dat ons so in die begin van hierdie jaar kan weet eintlik van hoe hierdie jaar gaan loop. Daar gaan groot oomblikke wees. Maar daar gaan ook uitdagende oomblikke wees. En wanneer uitdagende oomblikke daar is, weet ons dat ons huis gebou is op 'n rots wat staande bly. Maar om dit te bou op daai rots, moes ons wys gewees het, moes ons geluister het en moet ons gedoen het. So Here, help ons as wyse bouers hierdie jaar, om dit te doen wat u woord sê. Dat ons kan lewe soos wat u wil hê ons moet lewe. En so bid ek vanoggend vir elkeen van ons, en miskien is daar vir ons wat vanoggend sê, ek was 'n bietjie dwaas, ek is 'n dwaase bouer, ek het nie vooruit gedink nie, my fondasies is nie diep genoeg nie. Mag ons dan vanoggend 'n besluit maak, mag ons anders te lewe vandag, mag ons wys wees, mag ons hoor, mag ons doen. Ek bid vanoggend die guns en die seën af oor ons lewens, in Jesus wonderlike naam. Amen. Die wat wag op die redding van die Here, vind hul rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, en ek sal sê, die Here is my vesting, en ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou u grote naam, die wat glo, sal u nooit beskaam. My God in wie ek glo, op u sal ek vertrou. In donker tye, as geloof en hoop gedoets word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. Bly u getrou, en ek sal sê, die Here is my vesting, en ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou u grote naam, die wat glo, sal u nooit beskaam. My God in wie ek glo, op u sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou u grote naam, die wat glo, sal u nooit beskaam. My God in wie ek glo, op u sal ek vertrou. En halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op u sal